begin deur vir die online ouens te sê welkom. Dis lekker dat julle vir ons kyk en deel is van dit. En van die online ouens kom nou al 'n bietjie sommer hiernatoe. So welkom. En man, vir elkeen van julle wat hier is, dis vir my so lekker om julle nog steeds hier te hê. Dis goed dat die online aangaan, maar dis lekker dat julle hier is. Ek dink Dot sal Woensdag vir ons kyk. Sy is op die oomblik in die Kaap en vra dat julle asseblief verskoon. Sy help my oudste trek. So hulle is besig om bokse uit te pak en te trek die hele dag. Maar as ek met haar praat, dan sy by 'n restaurant. Dan eet hulle iets. Ek sê, nee, dit lyk nie vir my of julle trek nie. Sy sê, ek sal julle foto stuur. Ek beloof ek sal die foto stuur. So, welkom. Ja, hulle moet ergens eet ook en dit lyk vir my te veel chaos. Dis hoekom hulle ergens anders te gaan eet. Kom ons begin deur saam te bid. Welkom julle twee. Kom sit eers. Wees rustig. Laat ek my sak daar wegvan, dan het jy meer spasie. Goed, Here, baie dankie dat ons net weer in hierdie wonderlike boek van Rut iets van u liefde, u genade kan kom beleef. Here, dankie dat u ons bruidegom is. En elke keer as ons Boas se storie lees, as ons iets van Boas lees, dan is daar iets wat ons hinker, iets wat ons raak lees van u, iets wat ons besef. U is vir ons goed. U is wonderlik en mooi, a man of valor. Dankie Jesus. Dankie dat ons hierdie hoofstuk 3 nou saam gaan bestudeer en dat u met ons ook daardeur elkeen persoonlik, maar ook ons saam as liggaam sal gesels. Ons eer u Jesus. Amen. Goed. Man of valor, ek hoor toe Nina vir julle huiswerk gee, toe klim daar mense van die groep af. So hulle gone. So moenie so skrik nie. As jy nog nie op die groep is nie, praat met Nina. Laat jy asseblief op die groep kom dat ons saam kan kommunikeer. Nina, waai net vir hulle. So kry vir Nina voordat jy huis toe gaan, laat jy op die groep kom. Wie het hulle huiswerk gedoen? Erika? Goed. Dimmen, Erika, wie is eerste? Wie het julle gesien? Ja. Ja, dat is 'n klomp. Dan sê jy met die mikrofoon vashou. Anders te gaan hulle nie hoor nie. Okay. So daar's 'n klomp verwysings, sê net weer so vinnig. So net so oor die 2000 verwysings na Mighty Men, want Men of Valor kry jy 'n paar, maar nie almal nie, en hulle spreek ook nie van almal nie. So Abishai, Joab was die een ou, ek probeer nou dink daar's nog Abishai se broer, ek kan nou nie sy naam onthou nie. Ek het hom nou net gelees, maar anyway. Maar hy's ook met 'n A. So daar's 'n hele klomp en dan hy noem die drie hoofouens en dan die 30 wat hy het en dan later praat hy van 'n hele groep van die Benjamiete wat goed kon gooi met die slingerveld 300 of so iets wat ook in daai kategorie val. Maar dis interessant om te sien hoe ek wil een ou maak 18,000 ouens dood. So dit is net dit sit 'n bietjie mense. So jy sien daar uit dapperheid en amper half mense wat vegkuns gehad het, nê. Korrek. En dan ook ouens wat regtig strategies kon dink. Hy vertel vir hoe hy die army opgedeel het en watter ouens hy onder watter ou gesit wat sekere skillset gehad het. So die ouens wat die slingers was, het ou gehad wat hoewel hulle goed al twee hande kon fight. So die ou wat hulle gelei het was baie goed met al twee sy hande. So hy daai toepassing van die skillset saam met die ouens wat daai skillset nodig het. So nie iemand wat net 'n leier per se is nie, maar hy het 'n spesifieke toepassing. Hy weet hoe om daai ding te doen. So ek sien die leierskap, die vegkuns, die dapperheid en dan insig ook partykeer hoe om die ouens te gebruik. Wanneer en waar en so en so. Moet nogal commitment vat. Ek kyk dou ouens wat met hulle regterhand, ek skiet regs en nou probeer ek altyd met my linkerhand skiet, dis nie so maklik nie. En dan daai ouens wat regtig in 'n oorlog sy hande kan omruil
en in die skrif is daar 200 op 'n stadium en rigters is daar 200 Benjamiete wat met hulle linkerhand 'n haar op 20 tree kon raak gooi met hulle linkerhand. Hulle kon regs gooi en links gooi. Imagine, dis is een ding met 'n pistool. Dis 'n ander ding met 'n slingervel regs en links. Dit beteken jy's geoefen. Jy is baie goed geoefen. Wie's volgende? Erika? Wat ek nogal agtergekom het, is dat meeste van dit kom uit die tyd van rigters, van die rigters. As jy gaan kyk na die boeke, is omtrent almal uit net 'n handjie vol boeke, kom al daai geskrifte voor. Ja. En ek het nie een gekry in die Nuwe Testament nie. Ja. Nee, dis 'n Ou Testamentiese sê ding. Dis eintlik 'n Hebreëse sê ding. So, maar wat interessant is, daar was Egiptiese manne ook wat beskryf is in hulle weermag. Die ouens wat almal dood is in die Rooi See is ook beskryf as mighty men of valor. Yes. Christel. Ek het 'n artikel gesien wat sê Paul the Apostle is ook 'n mighty man of valor. Ek weet nie of dit reg is nie. Jy kan hom ook so beskryf, dink ek. Stefanus. Goed, ja. Baie goeie beskrywing van hierdie ouens. Goed, maar ek wil hê julle moet agterkom, dis 'n terme wat eintlik gegee word vir hulle dapperheid, hulle commitment aan oorlogskuns, hulle dink op die veld, maar veral ook vir hulle edelheid, van hulle manier van doen en hulle manier om die Here te volg en om dit het my nogal gevang dat die ouens wat in die Rooi See dood is, as dit beskryf word, toe dink ek, dis hulle commitment, om in waar die water so is, in te jaag, om agter hulle koning aan en hulle lewe eintlik so te verloor het. Maar dit sê 'n bietjie van hulle commitment dit. Goed, hoofstuk 3. Ons is by 'n interessante hoofstuk, eintlik die romantiese hoofstuk, so kom ons hoor wat sê hoofstuk 3. Ons het laasweek klaar gemaak met vers 23 van hoofstuk 2, so ons begin by hoofstuk 3. So Naomi, Rut se skoonmoeder, het vir haar gesê, ek wil gou die hele hoofstuk 3 deurlees, en dan gaan ons bietjie stukkie vir stukkie daardeur gaan. Naomi, Rut se skoonmoeder, het vir haar gesê, my dogter, moet ek nie vir jou 'n tuiste soek waar dit met jou goed sal gaan nie. Tweede keer wat sy, onthou, julle in die begin wil sy al ook terugstuur na 'n tuiste toe. Maar hierdie keer het sy 'n plan. Nou ja, Boas, wie se werkers jy gevolg het, is mos familie van ons. Daai familie van ons is die Gohel, die naasbestaande wat ons kan loskoop, die losser. Hy gaan vanaand by die dorsvloer gars uitwan. Was jou, smeer geurende olie aan en trek jou beste klere aan. Dan gaan jy af dorsvloer toe. Maar moenie dat die man weet jy is daar voordat hy klaar geëet en gedrink het nie. Goeie tip, girls. As jy met 'n man wil praat, sorg eers dat hy klaar geëet het. Dan gaan sy ore oop. Dis altyd prakties. En as hy gaan slaap, maak seker van die plek waar hy lê, dat jy nie per ongeluk na die verkeerde ou toe gaan nie. Gaan dan nader, maak sy voete oop, ons gaan nou daaroor praat, wat beteken dit? Dis nie 'n seksuele ding nie, is iets heeltemal anderste, en gaan lê daar. Hy sal dan self vir jou sê wat jy moet doen. Let op, jy moet sy voete oopmaak, jy moet niks sê nie, en jy moet net daar gaan lê. Hy gaan vir jou sê wat jy moet doen. Rut het geantwoord, ek sal alles doen wat hy sê. Sy het 'n keuse gehad, of sy gaan doen wat Naomi aanbeveel. Hierdie is Naomi se plan. Gaan sy haar eie plan volg? Gaan sy Naomi se plan volg? Maar sy besluit, luister, ek sal doen wat sy sê. Sy het na die dorsvloer toe afgegaan en alles gedoen wat haar skoonmoeder haar voorgesê het. Nadat Boas geëet en gedrink het en sy hart vrolik was, beteken, hy het lekker gedrink, het hy aan die kant van die hoop gaan lê. En sy het stilletjies nader gegaan en sy voete oopgemaak en daar gaan lê. In die middel van die nag skrik Boas wakker. Iets raak aan hom en sowaar daar lê 'n vrou by sy voete. Wie is jy? Vra hy en sy antwoord,
Onthou julle wat het Naomi gesê? Bly doodstil. Hy sal vir jou sê wat om te doen. Nou gaan sy, en sy doen nou nie meer wat Naomi sê nie. Ek is Rut, u slavin. Gooi die soem, die vlerk van u kleed oor u slavin, want u is die losser, die go-hell. Hy sê toe, mag jy geseën word deur die Here, my dogter. Jou trou aan die familie blyk nog duideliker as voorheen, aangesien jy nie agter jong mans of hulle arm of ryk is aangeloop het nie. Moet dus nie bang wees nie, my dogter. Wat hy eintlik besig is om te sê is, jy kon, toe jy hier aankom en jy 'n Jood geword het deur die proselitiese aanneming van Jodendom, en jy's nou hier tussen ons, kon jy eintlik nou maar vir Naomi gelos het. Jy is nie nodig om vir Naomi 'n losser persoon te wees. Jy het 'n commitment aan hierdie familie, wat baie hoër is, as dit wys eintlik jou edel manier van dink. Sy kon net stil bly, en half inblend tussen die Jode, maar dan moes sy oneerlik wees, en dis nie wie sy is nie, sy is edel. Mag jy geseën word deur die Here, my dogter, jou trou in die familie blyk nog duideliker as voorheen, gesien jy nie agter jong mans of hulle arm of ryk is aangeloop het nie, moet dus nie bang wees nie, my dogter, alles wat jy vra sal ek doen. Al my mense in die dorp weet immers, dat jy 'n deegsame vrou is. Hulle werk nou al vir so 2-3 maande saam, of hulle weet van mekaar, sy is op sy lande, sy werk daar, hy weet, en hy weet haar reputasie is dat sy 'n deegsame vrou is. Wat sê die ander vertalings van deegsaam? Eerbaar, virtuous. Ek hou van valor and virtuous. Daar's 'n goeie tema vir 'n preek. Valor and virtuous meet one another. Dis mooi, goed. Alles wat jy vra sal ek doen, goed. Vers 12, dis nou wel waar dat ek 'n losser is, maar daar's ook 'n losser wat nader familie is as ek. Hy het klaar die somme gemaak. Hy kom voorbereid. Hy het al hierdie ding deurdink. Hierdie is nie vir hom 'n verrassing nie. En ek wil hê jy moet dit raak sien. Hierdie is nie, sjoe, ek het nog nooit aan hierdie plan gedink. Hy het al aan hierdie plan gedink. Goed. Bly vandag hier en môreoggend as hy jou wil loskoop, goed, laat hy jou dan loskoop. Maar as hy jou nie wil loskoop nie, dan sal ek so waar as wat die Here leef dit self doen. Bly nou maar lê tot môreoggend. Sy tot die môre toe by sy voete bly lê. Nog voordat 'n mens iemand anders te sou kon herken, het sy opgestaan, want hy het gesê, dit mag nie bekend word dat 'n vrou na die dorpsvloer gekom het nie. Ek dink aan hierdie skrif en dink ek, ons besef nie in 'n era van flitsligte en ligte op pale en ligte oral, hoe donker dit was sonder elektriese lig of flitsligte nie. Daar was 'n tyd voor skemer wat jy mekaar nog nie kan herken nie, as alles stikdonker is. En dan sê hy, Boas sê toe vir haar, gee die sjaal wat jy om jou het, hou dit oop, en sy het dit oopgehou, en hy het 6 mate gas daarop afgemeet, en dit op haar skouer getel. Daarna is hy die dorp in. Hy los dit toe nie. Hy is nou klaar op. Hier moet 'n saak afgehandel word. So, hy is nie daarna terug na sy bed toe nie. Hy is daarna die dorp in. Toe sy by haar skoonmoeder kom, vra sy vir haar, hoe het dit gegaan, my dogter? En sy het haar alles vertel, wat die man vir haar gedoen het. Sy het ook gesê, hierdie 6 mate gars het hy vir my gegee, want hy het gesê, jy mag nie met leë hande by jou skoonmoeder aankom nie. Ons sien nie dat hy dit gesê het nie, maar hy het dit obviously gesê nou, en hy het in gedagte, luister, as ek die skoonma wen, dan sal ek al klaar halfpad. Dis 'n goeie plan. En sy Naomi antwoord, my dogter, wag nou maar totdat jy weet hoe die saak uitval. Die man sal nie tot rus kom, tensy hy die saak vandag nog afgehandel het nie, want sy ken sy karakter. So kom ons kyk na hierdie interessante, geweldige mooi hoofstuk. Want is eintlik
romantiese hoofstuk, dis eintlik 'n messiaanse hoofstuk, dis eintlik 'n hoofstuk wat spreek tussen Jesus se verhouding en ons verhouding. Daar's so baie in hierdie hoofstuk aan die gang. Weereens, soos wat dit elke keer gebeur in die eerste 2 hoofstukke, is daar 3 plekke waar die storie afspeel. Daar's gewoonlik 'n plek, nog 'n plek en weer 'n plek. En hier by Naomi, seker Naomi se huis, dan in die land, dan weer by Naomi se huis. En so Rut is by Naomi en Naomi besef, luister goed, dit het nou tyd geword, ons moet nou 'n plan begin maak. Rut is betrokke, Naomi is betrokke by Rut se plan. Naomi dink vir Rut se beswil vorentoe. Maar Rut bly by Naomi vir haar beswil. Is dit nie mooi nie? Dis wat vriende is. Vriende is daar vir mekaar. Luister, dit gaan nie oor my nie. Ek wil die beste vir jou hê. As jy so 'n vriendin kan kry, dan het jy genuine 'n goeie vriendin. En dis die twee hoe hulle vir mekaar regtig soos 'n ma en 'n dogter, nê. Dis nou 'n skoonmoeder en 'n dogter, maar hulle hele verhouding spreek van 'n ma en 'n dogter, 'n baie mooi verhouding. Nou, my dogter, moet ek nie vir jou tuiste soek waar dit met jou goed sal gaan nie. Ek het 'n plan. Dis eintlik wat sy sê. Nou ja, Boas, wie se werkers jy volg, is mos familie van ons. Ek het al hierdie plannetjie deurdink. Ek wil hê jy moet hier reg deur die storie die voorbedagte rade sien. Hierdie mense het Naomi, Rut en Boas het hierdie ding fyn deurdink. Hier's 'n plan. Hulle is besig met 'n skaakgame, maar elkeen het sy goedjies en luister, die Here is eintlik besig om hierdie ding vooraf te beplan en te deurdink. Hierdie mooi storie. En hy gaan vanaand by die dorsvloer gars uitwan. Nou dis so 'n mooi ding as hulle gewan het, daar's so groot vurk, hy lyk soos 'n skopgraaf, maar is 'n vurk. En dan het hulle in daai tyd gestaan en gewoonlik op 'n hoogtetjie in die veld waar die wind verby waai. Jy het gewoonlik gewag so laatmiddag as die wind lekker opsteek, dan het jy die gars of die koring gevat en dan het jy diere daaroor laat loop, laat die doppietjie koring en gars ook het 'n doppietjie wat oor die koring gaan, oor die korrel is en dit is die bran. Jy weet ons eet mos all bran en die slegste goed, dis jy kan net sowel 'n kartonboks eet. Want all bran in daai dae het hulle die bran, wat noem hulle dit in Afrikaans, die semel. Meng jou met die semel, dan vreet die varke jou, want jy die semel letterlik vir die varke gegooi of dit verbrand. Jy het nie semel geëet nie. Dis net ons wat so simpel is om semel te eet. Bran flakes. So dis voedings. Dink jy dit het voedingsstof in? Sjoe. Okay, maar daai doppietjie word dan afgebreek en is lig, baie ligter as die koringkorrel. So as jy hom skep en in die lug gooi, dan waai die semel een kant toe en die koring val. So dan het jy hierdie hoop en hier is hierdie massiewe hoop. Dis gewoonlik groter hoop semel as wat jy koring het, maar jou koring staan daar, jou oes en die boer is baie opgewonde. So dit vat 'n lang tyd vir alles om reg te kry, maar as daar is, dan is dit 'n fees wat die boer vier, want hy sien wat is daar. En dis gewoonlik op hierdie fees, as alles klaar gewan is, en daar's gewoonlik meer as een ou wat wan, en daar's sulke hoope, en dan slaap hulle langs die hoope, want jy moet nou langs hierdie hoop slaap om dit op te pas. Dis in die tyd van die rigters, die Midianiete en die Amorite en die Amalekiete, al die ite het jou goed kom opeet. Hulle het dit kom wegvoer. So jy het vir 'n man of valor nodig om dit op te pas. So hulle het langs daai hoop geslaap, maar hulle het gewoonlik
rustig gewees en fees gevier en dit was 'n opgewonde tyd want hier's jou oes hier by jou. As boere oes, dis so snaaks, ek onthou in Delmas met die mielieoeste van die boere. As die boere begin oes, dan is daar so 'n ander vibe so in die hele dorp. Want hulle is opgewonde, hulle oes kom in, hulle sien hulle mielies aanry en daar's iets lekker daarin. So dis wat hier gebeur. En hier's verseker 'n fees wat hier gaan plaasvind. So dan sê sy, goed, gaan vanaand dorpsvloer toe. Was jou, smeer geurende olie aan en trek jou beste klere aan. Girls, dis altyd 'n goeie ding. As jy na ou toe gaan, was jou, ten minste. Nou hierdie, vir ons is dit, ja, obvious, maar vir iemand wat 1 keer 'n jaar gebad het, want dis wat daai mense gedoen het, nee, dit sê 1 keer 'n jaar gebad. Tot sover as so 200, 300 jaar terug het die mense meestal 1 keer 'n jaar gebad. In die noordelike halfrond het hulle gewoonlik in Junie gebad. Wel, ja, hulle het gewoonlik in Junie gebad en dan was al die troues in Julie. So hulle het gewoonlik so timing om hierdie ding gehad. Das 'n klomp goed wat julle, ek is so bly ons leef in hierdie era en nie in daai era nie. Imagine jy het net eenmal 'n jaar gebad of eenmal 'n maand gebad for that matter. En nou sê sy, hoorie, ek dink dit sal goed wees. Hy het jou gewoonlik nog net gesien as jy gewerk het. Nat gesweet, gewerk, haartjies is nie mooi nie. Was jou nou, maak jouself mooi, maak jouself reg. Rein en voorberei, ja. So die geestelike aspek daarvan, wat ek en jy moet sien is, dat ek en jy onsself moet was vir ons bruidegom wat voor lê. En wat se was gaan ons deur? Die waterbad van die doop. En dit sluit so mooi aan by Efesiërs 5 vers 26. Die bruidegom was sy bruid met die waterbad van die woord. Die waterbad van die woord, daai hele ding is, dis so 'n mooi beeld wat Paulus gebruik, want kom ek vat net een stap terug. Johannes die Doper doop die mense wat tot bekering kom, as hy sê, bekeer jou en laat jou doop. Die koninkryk van die Here is naby. Dan doop hy hulle om in die koninkryk van die Here. Hy doop hulle vir gereedheid vir Jesus Christus. Maar Johannes die Doper is nie die eerste ou wat doop nie. Jode het gewoonlik gedoop. As iemand van die Moabiete of van 'n ander plek af gekom het, dan het hulle gedoop as 'n proseliet. Dan het hulle deur 'n mikwa of 'n doop gewees, dan is hulle onder die water ingedruk om te sê, jou ou lewe van jou ou godsdiensaanbidding is verby, jy staan nou op, en vandat jy hier opstaan is jy 'n Jood. En Jesus gebruik hierdie selfde manier om vir ons as gelowiges te wys, dat dis ons manier van belydenis van geloof af lê. Ek is klaar met my ou lewe, ek word in die water onderdompel, saam met hom in die graf, staan saam met hom uit die graf uit op, en leef nou saam met hom volgende. Maar wat ook interessant is dat bruide is net voordat hulle getroud is, het hulle 'n mikwa deurgegaan, 'n reinigingsrituele bad deurgegaan om skoon te kom. Sê weer? 'n melkbad, ja. Ou Kleopatra het 'n melkbad gehad. Maar so is 'n skoon word proses om skoon te wees vir jou bruidegom. Dis nie heeltemal wat hier gebeur nie. Ek dink ons verloor baie van die relevantie van hierdie goed uit die kultuur uit, nê? Want daai omgewing, daai kultuur, as jy al ooit in Israel was, dis warm, dis droog. Daar's nie geweldig baie water tot jou beskikking nie. Dis nie asof daar baie riviere is waar jy gou vinnig kan bad of lopende water nie. Daar was nie krane wat jy oopdraai nie. Jy moes ver stap en uit 'n put uit gaan water trek
en dan moes die water kom en jy die water hoofsaaklik vir kos en vir drink gebruik. Daar was nie die luxury om die water wat jy ver moes gedra het, nog in te was ook nie. So, ek onthou, ek en Dot gaan preek in Malawi, en toe ons in Malawi preek, bedien sy by 'n vrouekonferensie, daar so 200 vrouens, en daar so 'n klein groepie mans wat ek bedien. So ek bedien die mans, terwyl sy eintlik vir die vrouekonferensie genooi is. En hulle het so 'n makeshift stort vir ons gebou. Dan is daar emmer en dan gooi jy water in die emmer het sulke gate in en dan staan ons nou onder hierdie balk met hierdie emmer met gate in en dan stort ons nou. En toe eendag, toe sien ek hierdie vrouens na die konferensie, dan gaan stap hulle en dan gaan haal hulle water. En ek dog toe, laat ek saam stap. Kom ek agter, hulle stap net so onder die 2 kilometer om vir ons te gaan water haal. Dan is jy nie meer lus om te stort nie. Dan dink jy, hoor jy, ek is toe so vies vir die mans wat nie wil gaan water haal nie. Ek sê, kom die vrouens gaan water haal, julle moet ook gaan water haal. Nee, is nie ons job nie. Is tradisioneel die vrou se werk om te gaan water haal. Maar is eintlik 'n vrouekonferensie, so daar's kinders en die vrouens slaap almal, dis omtrent so 'n stuk sement wat so groot is soos hierdie saal. Hulle slaap almal oop onder die oop hemel en die kindertjies onder net so 'n sjaal wat hulle so langs hulle gooi. En dit was interessant. So die eendag besluit ek toe om saam met hierdie vrouens te gaan water haal. Net om vir die mans te wys, julle, ek was in my lewe lanklaas so moeg gewees. Daai emmer water so op my kop. Ek het so 'n foto in my kantoor waar ek so stap met die emmer water, maar my hele hemp is sopnat soos wat daai water, en hulle loop net so, nê, sonder om vas te hou, loop hulle so en daai water bly so op hulle koppe. En dan begin jy besef hoekom die mense eintlik nie gereeld was nie. Want dit is net nie altyd moontlik nie. Water is net nie so gemaklik nie. Nou dit was teen die Malawi meer, en wat daai mense se ritueel is, so eenmal 'n week dan gaan swem hulle, dan gaan was hulle nie meer. Maar onthou, hulle is ook bang vir watergeeste. Dis geweldig interessant om te sien wat 'n groot rol watergeeste in Afrika speel en hoe mense bang is vir watergeeste. Selfs as jy mense doop, dan is dit 'n hele ding om eers vir hulle te bid vir die vrees teen die watergeeste voordat jy hulle onder die water indruk. So baie interessante ding. Maar in elk geval, nou gaan sy was haarself, sy smeer geurende olie aan, hulle weergawe van parfuum en hare was, dis wat gebeur, en trek haar beste klere aan, haar mooiste klere aan. Dan gaan jy af na die dorsvloer toe, maar moenie dat die man weet jy is daar voordat hy klaar geëet en gedrink het nie. Hoekom nie? Hy gaan jou wegstuur, hy gaan jou terugstuur huis toe. Hier's 'n strategie. En as hy gaan slaap, maak seker van die plek waar hy gaan lê. Maak 'n nota, want jy moet in die donker na daai plek toe kan gaan. Gaan dan nader, maak sy voete oop en gaan lê daar. Hy sal dan self vir jou sê wat jy moet doen. En Rut het geantwoord, ek sal alles doen wat hy sê. Sy voete oopmaak en by hom gaan lê, het niks met 'n seksuele ondertoon te doen nie. Dit is doeteenvoudig. Voete is in die Midde-Ooste 'n plek van onreinheid, 'n plek van, daar's hierdie hele beeld wat die Here ook gebruik van, ek sal my voet op die nek van die sit wat ek verdruk. En dis die beeld wat mense in die Midde-Ooste het. Dat as ek my voet op jou nek sit, wys dit dat jy onderhewig is. Daai hele ding, en ek weet nie of het jy al sulke prentjies gesien nie, maar as een koning 'n ander koning gevang het, of sy weermag verower het, is die een van die eerste goed, hy laat hom lê, en hy sit sy voet op sy nek, om te wys, jy is nou my onderdaan, jy's onder my. Uit dit uit, het daar 'n hele tradisie in die hele Midde-Ooste, onder moslimmense, Joodse mense, alles so begin ontwikkel, dat die onderkant van jou voet is 'n insult.
So jy sal nie by moslems, Erika, het jy dit al gesien? As jy by moslems sit jy nie so nie. Want nou insult ek almal van julle. Nie vir julle nie, maar vir almal van julle. Maar weet jy hoe dom is ons? Net nou as jy moeg, dan maak jy so. Nou dat die hele kamer insult. Verstaan jy? En dis regtig wat gebeur. En ek dink ek het julle 'n storie vertel van Dot wat haar voet so op 'n ding neergesit het en toe begin die ou skree en te kere gaan. En natuurlik die heel famous ding van George W. Bush wat met 'n plakkie gegooi is in 'n onderhoud, 'n perskonferensie. Gooi iemand om met 'n plakkie. Grootste insult wat jy kan. En die Amerikaners staan so, hy gooi my met 'n plakkie. Nee, dis in die Midde-Ooste 'n massiewe ding. Van, hoorie, hulle die president, dis amper erger as 'n assassination. Hulle het hierdie ou so geinsult. En as jy daai ding besef, sy kruip by sy voete in. Sy dink so 'n bietjie mooi, sy sit eintlik gewilliglik haar nek onder sy voete in. Sy kom sê, ek submit aan jou. Jy is my koning, jy is die een onder wie ek myself kom onderdanig stel. Sy's besig ver meer om 'n politiese daad as 'n seksuele daad uit te oefen. Jy moet dit verstaan. Sy's eintlik besig met politiek om te sê ek submit aan jou. Ek kom stel myself onderdanig aan jou. Nie al was sy 'n vrou, is dit nie sommer iets wat 'n vrou in daardie tyd gedoen het nie. Luister, dit was afdwingbaar. Dis nie iets wat jy vrywillig kom inkruip en by iemand teen iemand se voete gaan lê nie. Jou voete is die vuilste ding, dis die slegste ding. Nou gelê by 'n ou se voete. Hoekom? Net om te sê, hoorie, ek stel myself onder jou. Dis wat hier besig is om te gebeur. Nou dis Naomi se plan. Stel jouself dit voor. Jy sê vir jou dogter, ek sien jy het nou nog nie 'n ou nie. Ek stel voor, jy gaan daar waar die young adults se jong mans by mekaar uithang en as hulle vanaand gaan slaap, dan gaan kruip jy daar by een van hulle se voete in. Ek sal vir Naomi sê, nou wys, het jy gebid hieroor? Is dit die plan wat die Here jou gee? Ek dink, as ek na hierdie hele storie kyk, dan dink ek, jy's rit. Ten minste as jy gesê het, nou is jy seker hiervan. Sy sê, ek sal alles doen wat hy sê. Ek sal vir haar gesê het, nee wag, dan moet 'n ander plan wees. Dink so 'n bietjie daaraan. Dink julle nie as 'n beter plan gewees nie? En miskien het Naomi binnend vir die Here gevra, Here, hoe moet ons hierdie doen? En links, regs, so om, daai kant toe, vroeër, mooi gaan praat, alles deurdink. En maar gedink, wag, miskien wys die Here my 'n slim plan. Ek wil vir jou sê, wanneer ons baie keer die voorreg om 'n verhouding met die Heilige Gees te hê, is dat hy ons baie keer planne wys. En dan is dit skepende, wonderlike, nuwe idees, en dan dink jy, sjoe, maar nou het ek 'n slim plan. Maar jy het eintlik die Heilige Gees gevra om jou 'n plan te wys, en dan wys hy jou 'n plan, en dan dink jy nog steeds is jy. En dan is dit die Heilige Gees wat jou 'n nuwe plan wys. En ons is nou daar, gemeente, waar ons saam gaan vas, want ons wil hê die Here moet vir ons 'n plan wys, dat ons gesamentlik 'n nood raak sien, vir wat ons as gemeente saam moet bedien. En ek seker oor 'n maand of 2 van nou af, gaan ons sê, o, ja, dis obviously hierdie ding, dis wat ons moet doen. En dan gaan ons dink, kom het ons nog nooit daaraan gedink, maar ek wil net nou vir julle sê, voordat ons vas, ons het nie so 'n ding nie, daar is nie so iets nie, en ek dink die Here gaan vir ons iets begin wys, en oopbreek, wat vir ons as gemeente
die nood is waar ons dit moet gaan bedien. Daar's 'n geweldig baie mense kollektief begin daar so ding in hulle hart brand. Party mense is vieserig in die kerk van wanneer het ons iets wat ons gemeente se projek saam is. Ek dink is so 'n bietjie van 'n holy discontent van yes, ons moet so 'n bietjie begin hoor ons het iets nodig. Wynand, jy wil iets sê? Die verbond van die land wat aan die Israeliete behoort het en is ook die verbond wat die Here vir ons gee om hemel toe te gaan. Ja. En dis wat Naomi in gedagte val. Ja. Daai land moet behoue bly in Israel. Sy wil 'n plan maak. Naomi dink aan 'n plan om haar grond te behou. Maar sy het Rut nodig om dit te kan bewerkstellig. Rut hoef dit nie te doen nie. Maar sy wil graag ook vir Naomi bedien. Sy sê ek sal alles doen. Sy het na die dorsvloer toe afgegaan. Dis interessant, 'n dorsvloer is gewoonlik hoog, maar sy het afgegaan na die dorsvloer. Nou dit lyk vir ons uit Gideon se storie dat uit vrees vir die Midianiete en vir 'n klomp ander omstandighede dat dit baie meer as wat dit die gebruik moes gewees het mense nie op 'n hoogte gaan dors nie, maar eerder in 'n laagte. Jy het eintlik 'n bultjie nodig waar die wind deurwaai, nie af onder in 'n dal nie, want jy het die wind nodig. Sy het afgegaan na die dorsvloer, alles gedoen wat haar skoonmoeder haar voorgesê het, nadat Boas geëet en gedrink het en sy hart vrolik was. Hy het nie coke gedrink nie. Ek wil weer sê, ons het in die mannegroep hierdie gesprek gehad. En ek weet daar's mense wat met my verskil hieroor. Maar ek glo nie dat dit verkeerd is om alkohol te drink nie. Die Bybel sê net dis sonde om dronk te word van wyn. Nou is die volgende vraag. Okay, maar wanneer is jy dronk? Hierdie ou is net vrolik. Is hy nie en dis 'n geweldige moeilike vraag. Dis 'n vraag wat eintlik in die gewete van jou hart beantwoord word. Wanneer is jy net vrolik? Want wyn is vir vrolikheid, maar jy mag nooit dronk word nie. En ek dink die massiewe groot verskil is, wyn en die hele simboliek van die nagmaal en alles wat die skrif van wyn vertel. Daar was 'n oom in ons kerk wat altyd, hy is intussen tyd oorlede, hy het altyd gesê, ja, maar die wyn in die Bybel was net druiwesap. So ek is baie interessant dat hulle dronk geword het van die druiwesap. Dit was nie net druiwesap nie. En hier's die hele ding, daar's 'n vrolikheid wat oor wyn aangekondig word. Daar's 'n vrolikheid wat die Here wil hê ons moet hê. Maar dronk word is as ons escape, as ons dit gebruik om van ons sorge te wil vergeet. Of as ons wil hoog raak. Paulus sê in Efesiërs 5:18, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul deur die Heilige Gees. Moenie besluit dat ek in 'n trance, 'n geestelike trance moet gaan en daarvoor het ek alkohol of drugs nodig nie, want dit is wat mense doen. Ek het eerder die Heilige Gees nodig om hom te hoor. Daar's mense wat drank gebruik om geestelik ingestel te raak. Nou sê Paulus, nee, dis nie waarvoor jy drank gebruik nie. Jy moet die Heilige Gees daarvoor hê. Jy moet in fact, as dit kom by die hoor van die stem van die Here, moet jy sober wees. So, daar's 'n tyd om sober te wees, daar's 'n tyd om vrolik te wees. Ek dink, in vandag se dae en in sekere kulture moet ons geweldig versigtig wees, as dit kom by die gebruik van wyn, omdat soveel mense in ons omgewing dit misbruik. Maar omdat ons mense in ons midde is wat dit misbruik, moet ons nie kan ons nie die skrif verkeerd interpreteer en dan sê, die skrif sê, dat gebruik sonde is nie. Omdat ons aan die verkeerde kant staan nie. Misbruik bly sonde, nie gebruik nie. Is julle met my? So, die ander ding, terwyl ek van misbruik en gebruik praat, dink ek, terwyl Naomi hierdie raad gee,
en ons sien Rut dit uitoefen. Wil ek sê, daar's goed in die skrif wat voorskryf en ander beskryf. Jy moet weet wanneer beskryf die skrif sekere goed en wanneer voorskryf hy seker goed. Hierdie is nie voorgeskrewe vir girls om dit te doen nie. Met mans nie. Dis net beskrywend van wat hier gebeur het. Goed. Die Bybel is nie besig om vir ons te sê, luister, dis die manier om 'n man te vang nie. En nou gaan sy het stilletjies nader gaan, sy voete oopgemaak en daar gaan lê. In die middel van die nag skrik Boas wakker, iets raak aan hom, en sowaar daar lê 'n vrou by sy voete, wie is jy? 10-1 dat in die Midde-Oosterse manier en in die donker hy nie heeltemal kon sien nie, want hy was nog nie heeltyd so naby aan haar nie, en nou sy heeltemal naby aan haar en hy moes seker maak wie is hy. Hy het haar nie dadelik herken nie. Sy ruik hierdie keer lekker. Dan sê sy antwoord, ek is Rut, u slavin. Gooi die soem van u kleed oor u slavin, want u is die losser. Nou, weer eens, ons het al hieroor gepraat hier, maar die soem is die woord hier is kanaf, die Hebreëse woord kanaf, waar canopy vandaan kom, die uiterste punte. Wat is die uiterste punte van jou lyf? Dis jou vingers, nee. Wat is die uiterste punte van 'n voël? Sy vlerke. En daarom praat ons van die uiterste punte, die kanaf van 'n vertaal hulle ook as vlerke, of jou arms, of jou vleuels, die wydste, as jy in 'n gebou dink, dan is die wydste gedeelte, die stuk wat uitsteek na die kant toe, die vleuels wat uitsteek, dis die kanaf. En die Here wil hê dat die kanaf moet uitgestrek word. Vir enige Jood beteken dit, sit jou gebedsmantel, jou kanaf, jou soem, jou vlerkies, jou tossels oor my, sodat ek onder jou onderdanig kan word. Maar onthou, sy herinner hom eintlik aan sy eie woorde, né? Blaai gou saam met my na hoofstuk 2 toe. Nou is Boas aan die woord terwyl hy Rut bless. Hier sy aan die woord, toe sy sê, gooi jou soem oor my. In vers 12 sê, mag jy alles wat jy gedoen het vir Naomi, ruim vergoed word deur die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels, onder wie se kanaf, onder wie se soem, onder wie se vlerk jy nou kom skuil het. Jy het daar van Moab af gekom en hier jouself onder die teenwoordigheid, onder die vlerke van die Here kom laat skuil. En nou sê sy, onthou wat jy vir my gesê toe ons mekaar die eerste keer ontmoet het? Dat ek onder die Here se vlerke kom skuil het. Ek wil nou nader kom. Terwyl ek onder die Here se vlerk is, wil ek onder jou vlerk inkom. Nou weet jy wat die moeilike ding daarvan? Hy kan nie eintlik vir haar nee sê nie. Want sy gebruik sy eie woorde. Sy gebruik sy eie begrip met hom. En dan natuurlik die mooi ding, en ek het dit al vir julle gesê, maar dit is so mooi, ek wil dit weer vir julle wys. Maleagi, blaai gou saam met my na Maleagi, laaste boek, laaste bladsy. Dink is in ek kry dit nie, want dit is Sagaria hierdie. Maleagi. So ek staan en wonder, wat gaan hier aan? Ok. Daar staan in Maleagi 4 vers 2, maar vir julle wat ontzag het vir my naam, sal die son van geregtigheid. Wie is die son van geregtigheid? Die een wat skyn met geregtigheid. Dis 'n profetiese woord 400 jaar voordat Jesus kom oor Jesus. Vir julle sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing in sy strale
sê my vertaling. Met genesing, with healing in his wings, sê die Engels. Met genesing in sy kanaf, in sy vlerke, in sy arms, in sy soem, met genesing in sy soem. En dan gebeur daai mooi ding, wat, ek probeer nou vinnig kyk, waar is dit in Markus 15, vers 38 en 48, tot 41, dan is die vrou wat aan bloedvloeiing ly, stap verby, want sy ken hierdie skrif in Maleagi. Sy weet van rit, sy weet dat die son van geregtigheid 'n soem het, en sy stap verby, en al wat sy doen is, sy raak net aan sy soem. Sy wil onder sy soem inkom, want dis Boas hierdie. Sy is 'n Jood, sy ken die hele storie. En sy weet dat Maleagi geprofeteer het, there's healing in his wings. En sy stap net verby en sy raak aan sy soem. En hy stop die hele lot mense, daar's 'n hele skare wat teen hom druk, en hy stop en hy sê, wag, iemand het aan my soem geraak. En hy besef, hierdie persoon verstaan dat hy die son van geregtigheid is. Hierdie persoon verstaan, daar's healing in his wings. Hierdie persoon verstaan dat sy moeite gedoen het en die risiko gevat het, dat sy wat onrein is, ritueel onrein, nie tussen mense inkom en aan 'n rabbi raak en hom potensieel kan onrein maak, sy kan gestenig word. Sy het daai kans gevat, sy het die geloof uitgeoefen, want sy het geweet, dis 'n anderste tipe rabbi hierdie. En natuurlik, die Here se manier werk altyd anders te om. In die Ou Testamentiese manier het onrein, rein, onrein gemaak. Nuwe Testamenties. Jesus maak rein, onrein, rein. Dankie tog, hy het elkeen van ons rein gemaak. So, is altyd vir my die mooiste storie, dat daai vrou aan sy soem raak, en sy die geloof daarvoor het. So dis wat Rut sê, nee, ek wil onder jou soem inkom. En dan sê hy, want U is my losser, sê sy. Ek wil onder jou soem inkom, ek wil onder jou beskerming staan, ek wil onder jou canopy wees, ek wil, as die Jode met mekaar trou, dan staan hulle onder 'n chuppah, onder 'n canopy, want hulle sê, ons staan saam onder die covering van die Here, maar vrouens staan onder hulle man se covering, onder die covering van die Here. En dan, as hulle daar staan, sê sy, want ek wil net vir jou sê, jy is my gohel, jy is my losser. Blaai gou saam met my Levitikus 25, Levitikus 25 vers 25. Blaai gou saam met my soontoe. Levitikus 25. Wanneer jou broer verarm en van sy erfgrond moes verkoop, moet sy losser wat die naaste aan hom is, kom en die verkoopte deel van sy familie loskoop. Nou dis 'n baie komplekse en daar's verskriklike baie moving parts, maar kom ek verduidelik dit so. Die Here wou nie gehad het die grond moet verkoop word en weer verkoop word en weer verkoop word, en voordat jy weet is die hele land verkoop aan ander mense nie. Daarom het hy 'n stelsel in plek gestel, dat sou jy uit skuld jou grond verkoop, jou man se broer, of jou broer of jou suster, jou broer se kind, kan kom en namens jou die grond terugkoop, of dit koop en dan bly dit in jou naam. Goed, daar's, soos ek sê, daar's verskillende moving parts, daar's 'n hele stelsel wat die Here gehad het, dat as jy in skuld raak en jy verloor jou grond, kan jy op die 49ste jaar, die jubeljaar, jou grond terugkry. So interessant, in Israel het grond wat jy gekoop het by iemand anderste 'n waarde, wat nou al hoe minder word hoe nader jy aan die jubeljaar kom. Want as ek jou grond koop vir 49 jaar, dink aan dit in die eiendomsmark, né? Nou verkoop ek die grond aan jou vir 49 jaar. Dis fyn, 49 jaar is lekker lank.
Maar nou is dit nog so 5 jaar voor die jubeljaar. Nou wil ek die grond aan jou verkoop. Nou sê hy, nee man, oor 5 jaar van nou af gaan daai grond terug na daai ander ou toe. Nou wil jy ek moet dit vir jou, ek gaan jou nou nie meer soveel gee nie, ek gaan jou nou net soveel gee. So dit was 'n hele stelsel wat aan die gang was. So indien die jubeljaar nog ver was, kon 'n broer op 'n gemaklike manier die grond terugkry en dan deur die grond terug te kry, dit weer aan sy broer gee. Goed, hou dit in gedagte. Daar's, soos ek sê, 'n klomp goed hier aan, julle kan gerus hierdie gaan lees. Wanneer iemand nie 'n losser het nie, en hy kan dit bekostig, wanneer hy genoeg bymekaar gemaak het, kan hy dit terugkoop, vers 26, en dan kom die jubeljaar in vers 27, en gaan kyk so terug. So dis 'n komplekse ding, maar jy het die voordeel, dat jy die grond kan terugkry, in die familienaam en dit in Israel behoue bly. Jy die naam en die nalatenskap van daai ou kan terugwen. Met ander woorde, hierdie ou wat veel skuld gemaak het, sy naam verdwyn nie net nie. Dit kom weer terug. Die familienaam, die familieplaas, sy naam word in ere herstel. En dan die derde ding, baie keer as daar kind gebore word van daai persoon, dan is die persoon wat hy kom los het, word die kind eintlik gesien as daardie persoon se kind, sodat die oorerwing kan bly plaasvind. Is julle nog met my? So, in die geval van Juda en Tamar was getroud met Juda se seuns, letterlik seuns. Eers die eerste seun, en toe gaan hy dood, en daar's nie 'n nageslag vir hom gewees nie. En toe gee Juda Tamar vir sy tweede seun. Toe gaan hy ook dood. En toe gee hy hom vir sy derde seun. En teen hierdie tyd moes Juda al gedink het, hierdie girl is bad luck. En dis die storie van Onan, wat toe besluit het, dat hy het geslagsgemeenskap, maar dat hy dan nou nie sy saad instort in Tamar nie. Baie interessante storie in Genesis. En die Here oordeel vir Onan daaroor. Hy beskou dit as 'n geweldige sonde, want Onan wil nie 'n kind vir sy broer verwek nie. En dan sê die Here, goed, in daai geval Onan gaan jy ook dood. En dan sê Juda, ek wil nie my vierde seun vir Tamar gee nie. En hy steek sy seun weg eintlik, en dan sê Tamar, goed, ek gaan jou uitvang. En sy vermom haar soos 'n prostituut, ook nie iets wat ek sal aanbeveel vir enige ander dating sites nie, maar dan gaan sy, en vermom haar as 'n prostituut, sy vang vir Juda so uit, Juda slaap met haar, sy hou die pand. Op die einde is sy swanger, Juda sê sy moet gestenig word. Sy sê goed, maar die man wat hierdie pand ook het, hy is die skuldige ook. En Juda besef, o vrek, dis ek. En dan spreek hy haar vry, en dan word 'n tweeling gebore. En een van hulle se naam is Peres, en Peres is een van die voorsate van Jesus Christus. Een van die voorsate van Boas, een van die voorsate van Jesus. En die storie van Tamar, met haar hele korrupte manier van dink, om haarself te laat oorleef, is ook in die geslagslyn van Jesus opgeskryf. Weird stories, maar dit is nog steeds daar. So, in daai storie kry jy die idee van, luister, jy moes ook jy het ook die verantwoordelikheid gehad, sodat 'n kind gebore sou kon word vir jou broer of vir jou naaste. Hy sê nou vir haar, hy sê, toe mag jy geseën word deur die Here, my dogter, jou trou in die familie blyk nou nog duideliker as voorheen, aangesien jy nie agter jong mans of hulle arm of ryk is aangeloop het nie. Jy kon jou eie plan gemaak het, maar jy het Naomi se plan gevolg. Jy kon eintlik iemand anders te gevang het. En as 'n Moabiet
ingekom het en gelieg het oor wie sy is en stilletjies met iemand anders te getrou het, was sy veilig, het sy kos gehad en beskerming gehad. Maar sy het gekies om dit nie so te doen nie. Sy het gekies om die Moabiet te bly en vir Naomi te sorg en vir die Here te vertrou vir uitkoms. En dis die karakter wat Boas haar oor aanmoedig en sê, well done. Vers 11, moet dus nie bang wees nie, my dogter, alles wat jy my vra, sal ek doen. Al my mense in die dorp weet immers dat jy 'n deegsame vrou is. Hoor jy, ons praat oor jou. Ons weet van jou, ons weet wat hier aangaan. En jy's 'n deegsame vrou en daarom sal ek dit doen. Ek het hierdie ding in my kop uitgewerk. Ek hou van wat jy sê. Jy kom, hoor mooi, sy kom eintlik vir hom vra, trou met my. En hy sê, ja. Dit is eintlik 'n wonderlike ding. Vrouens moenie vir mans vra om te trou nie. Nie in ons samelewing nie, ek dink nie dit word noodwendig gedoen nie. As jy dit gedoen het, good for you, maar in ons samelewing word dit nie so gedoen nie. Ook nie in hierdie samelewing nie. Behalwe as jy so desperaat is en jy weet die ou is jou losser en jy's eintlik met jou rug teen die muur, jy moet hom nou vra, trou met my, want jy's my enigste kans. En hy sê, ek sal dit doen, en al is jy met jou rug teen die muur, jy's eintlik 'n deegsame vrou. Dit is eintlik karakter. Hy moedig haar aan. Vers 12, dis nou wel waar dat ek die losser is, maar daar's ook 'n losser wat nader familie is as ek. Ek het klaar die som gemaak, ek het klaar gekyk, ek het klaar die storie uitgekyk. Bly nou, maar lê tot, wag eers, waar sê, bly vandag hier, en môreoggend as hy jou wil loskoop, goed, laat hy jou dan loskoop. Nou wat beteken dit as daar 'n nader losser is? Laat ek gou sê, Elimelech was hier. Elimelech, julle onthou wat Elimelech beteken? Die Here is my koning, né? So Elimelech het 10-1 'n boetie gehad. As hy 'n ouer broer gehad het, is, kom ons sê, ou boet. As hy ou boet gehad het, is ou boet die heel eerste losser. Jonger boet sal seker tweede losser wees. En dan is daar nog 'n boet, derde, maar 10-1, as Elimelech al gesneuwel het ou boet ook al dood gegaan, en ander boet. Maar 10-1 is daar ander boet se seun. Maloney, wat het ons gesê is sy naam? Ons weet nie wat sy naam is nie. Meneer Anoniem. En hier's 'n ander seun wat ook familie is. Maar dalk is daar 'n seun en Boas is dalk hier in hierdie lyn. So hier's 'n eerste lyn wat jy moet raak sien, 'n tweede lyn van neefies. Boas is hier in die derde lyn. Ons weet nie mooi van waar pas almal in nie, maar Boas is nie nader nie. Hier's 'n ander ou wat nader is. En die Bybel wil nie vir ons sê wie hy is nie. Dis eintlik so mooi as ons besef wat die storie is, nê? Dat hier's 'n Boas wat ons gaan kom verlos. Maar ek en jy het 'n ander losser wat nader is. Ons noem hom die wet. En ons is onderhewig aan die wet. Maar gelukkig het daar een gekom wat met die wet kom onderhandel het en die wet ten volle kom vervul het en my en jou kom loskoop het selfs van die wet ook. En ons vrygemaak het van die sonde en van die wet. En ons kom verlos het. So, vinnig net, ek sien ons tyd haal ons in, bly vandag hier, goed, nou sê hy, bly nou maar hier tot môreoggend, sy tot die môre toe by sy voete bly lê, let op, nie langs hom ingekruip nie. Ek dink die Bybel probeer ons uitdruklik sê, hier was niks seksueel of iets snaaks aan die gang nie.
Die eerbaarheid word hier beklemtoon. Hy het by sy voete bly lê. Nog voordat 'n mens iemand anders sou kon herken, het sy opgestaan, want hy het gesê, dit mag nie bekend word dat 'n vrou na 'n dorsvloer gekom het nie. Dis 'n plek vir 'n man. Dis nie 'n plek van harde werk nie, dis die plek van feesviering oor die oes. Dis waar die manne groot party hou. Nou sê hy, Boas sê toe vir haar, gee die sjaal wat jy om jou het en hou dit oop, en sy het dit oopgehou en hy het 6 mate gars daarop afgemeet en dit op haar skouer getel en daarna sy dorp toe. Ek dink 6 mate gars het ek ergens gelees ons omtrent so 22 kilogram. Wat sê julle Bybels? Het iemand van julle gesien? 26. Ja, dis nogal 'n load om op 'n skouer te dra, hoor, sy was sterk. Ja, so nou dra sy dit op haar skouer en sy stap met dit in. En as jy mooi dink, dis ver meer as wat sy gaan eet of gebruik. Dis eintlik 'n bruidskat vir haar toekoms ook. Dis so lank genoeg dat Naomi versorg is en dat sy so lank iets kan begin regmaak, gereed maak, van dit kan verkoop. Hy is besig om vir haar 'n shop te gee. Daar's hy. Hy is besig om vir haar te voorsien sodat sy kan verkoop, sodat sy gereed kan wees. So, meer as genoeg. Toe sy by haar skoonmoeder kom, vra sy, Naomi vir haar, hoe dit toe gegaan my dogter? Daar's 'n opgewondenheid en 'n verwagting. Eintlik wat sy vir haar vra direk in die Hebreëus is, wie is jy nou? So, na alles wat gebeur, wie is jy nou? Wat gaan jou van wees? Het dit toegewerk? Het ons plan toegewerk? Is eintlik wat sy vra. Wie is jy nou? Sy het haar alles vertel wat die man vir haar gedoen het. Toe ek hierdie weer lees vandag, toe dink ek, girls, daar's iets moois om jou ma alles in jou lewe te kan vertel. Manne ook. Meneer, moet niks doen wat jy nie bereid is om vanaand vir ma te vertel nie. Goeie rule of thumb. As jy dit doen, dan leef jy ordentlik. En eintlik is dit so, nê. Daar's 'n goeie manier om te besef, luister, ek leef eerbaar as ek en my ma konstant kan praat oor hierdie goed. En as ek en my ma in 'n goeie verhouding is, dat ek daaroor kan praat. En sy het alles vertel, sy het ook gesê, hierdie 6 mate gars het hy vir my gegee, want hy het gesê, jy mag nie met leë hande by jou skoonmoeder aankom nie. Toe ek hierdie sien, toe dink ek, Labola. Hy betaal so lank Labola. Ria, a good man that pays Labola, hey? So vooraf vir die familie, so lank begin Labola gee. Want Labola is deel van daai kultuur gewees, nê? 'n bruidskat, noem die Bybel dit. En vir ons, ek smaal altyd so, die Amerikaners verstaan nie hierdie goed nie, maar vir ons is dit lekker, as jy nou met die swart kultuur te doen het, dan kom jy agter, dis eintlik 'n kosbare ding by hulle, Labola. Baie keer is dit 'n bietjie van 'n struikelblok vir manne, want hy moet nou eers die Labola betaal voordat hy uiteindelik met die girl kan trou, en dan leef hulle partykeer in sonde saam, wat nie 'n goeie ding is nie. Maar as jy eintlik dit in essens beskou van wat die waarde van Labola is, dan, en as dit reg toegepas word, dan is dit eintlik 'n mooi ding, 'n bruidskat, wat eintlik tot die voordeel van die bruid en die bruidegom gebruik moet word, veronderstel is om gebruik te word. Goed, ons gaan nie nou daarin nie, maar Boas betaal so lank aan Naomi Labola. Vers 18, Naomi antwoord, my dogter, wag nou maar totdat jy weet hoe die saak uitval. Moenie op jou senuwees wees nie. Dis tipies die emosie. Tipies soos 'n girl. Ek wonder of hou hy nou van my. Ek wonder of gaan hy nou iets doen. Ek wonder, bedaar. Wees rustig. Hy like jou. Hy sal iets doen. Girls is nogal bietjie snaaks. Ek het 3 dogters. Ek weet, ek was al deel van 'n klomp sulke gesprekke. Pa, ek wonder of hou hy nou van my. Ja, relax. Kom ons wag net die ding uit. Die man sal nie tot rus kom, tensy hy die saak vandag nog afhandel. En dis eintlik so mooi. Sy het nie geweet
Hy het vandag nog, hy het net daar toe rit wegstap, toe stap hy stad toe. En ons gaan sien hoe het strategies het hy te werk gegaan volgende week as ons by mekaar kom. Here, dankie vir Boas se karakter en dankie vir Rut se edel karakter en alles wat hier gebeur. Here, dankie dat ons soos Rut by u voete kan kom lê. Kan kom sê, sal u asseblief ons losser wees. Ons vrykoop. Weer opnuut vandag wil ons net kom sê, ons het u lief Jesus. Wees asseblief ons losser, wees asseblief ons Boas. Ons kom sit onsself by u voete onderdanig aan u en kom sê regeer oor ons lewe. Ons wil onder u vlerk, onder u vleuels kom inkruip. Beskerm ons met u vleuels. Dankie Jesus. Amen. Dankie julle, sien julle Sondag. Sterkte met dit wat julle oor besluit om te vas, maar ek wil hierdie groep veral aanmoedig dat julle wel vas en dat ons as gemeente saam sal vas. Dankie julle.